Hy kry hierdie visioen. En dit is wat met hom gebeur. Hy sê in die sterfjaar van koning Josia, het ek die Here gesien sit op 'n hoë en verhewe troon. So hy sien in die gees en sien hy binne in God se heerlikheid in, né? Daar waar God daarbo is. Ek sien hom sit op sy troon verhewe, terwyl sy soem die tempel gevul het. In ander woorde, soos wat God daar hoog bo op sy troon gesit het, het sy soem, die kleed wat hy aangetree het, het afgesak binne in die tempel in, waar die mense aanbid het hieronder. Serafs het bo hom gestaan, en elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy aan sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander een toegeroep en gesê, heilig, 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 heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol, halleluja. Ek wil hier met 'n prentjie kry. Hy sê vir ons, dis hoe dit in die hemel lyk, wanneer God besig is om geloof en geprys te word. En hy sê, daai heerlikheid van die Here sal afkom en die hele aarde vul. Ouens, hoe gaan daai heerlikheid hieronder gevul word? Hoe gaan dit gebeur hieronder op die aarde? Dis deur julle, sê vir iemand langs jou, dis deur jou. Dis jy wat sy liggaam is, dis jy wat die draer van sy Heilige Gees is. Nou bid hy sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Wie van julle het al ooit in jou lewe gedink wat dit beteken as jy daai gedeelte lees, as jy daai gebed doen? Daar's 'n fisiese daad wat jy moet pleeg, en hier wys hy vir ons, hoe lyk dit? Hoe lyk dit wanneer ons sy naam heilig? Daai engel het om die troon gevlieg. En die Bybel sê, hulle het so om sy troon gevlieg, hierdie klomp serafs, en hulle het almal na God toe gekyk. En elke keer wanneer hulle in God kyk, in sy wese, elke keer wanneer hulle soontoe gaan, dan sien hulle 'n nuwe dimensie van hoe God se heerlikheid is, wat sy heerlikheid is. Want jy kan hom nie contain nie, jy kan hom nie in 'n boks sit nie, hy is nie so voorspelbaar soos wat ons graag wil hê hy moet wees nie. En dan is die verwondering, sê so 'n bietjie verwondering. Zelda het nou hierdie mooi woord gegee om te sê, wat het van jou respek geword? Wat het van ons respek geword van God? Waar is hierdie verwondering wat ons moet hê oor hoe groot en hoe wonderlik hierdie God is? Waar is hierdie verwondering waar ek en jy moet onthou, die Bybel sê, that he is a consuming fire. En dis wat hy serafs raak gesien het, binne in God. En dan wanneer hulle dit sien, kon hulle self nie help nie. Iets is binne in hulle gestir. Iets het binne in hulle opgekook soos eno's. Dit het boontoe geborrel en hulle kon nie help om te sê, heilig! O heilig! O heilig! Wat ek sien is heilig nie. Dit oorweldig my. Dis te groot vir my. Dis daai reaksie wat hy wil hê ons moet hê oor ons hemelse Vader. En ek dink ons het verskriklik blasey geraak. Want dis wat godsdiens met jou doen. Godsdiens leer jou om sekere goeders te mimiek. Ons leer sekere goed van ons kultuur en van ons tradisies leer ons aan. En die bepaalde kultuur en tradisie wat jy in groot word, jy gaan in dit leef. Jy gaan dit beoefen. En dis die hartseer van wat ons by die kerk sien, is dat dis presies waarmee ons besig is. Oor die algemeen is ons met menslike tradisies besig. In plaas van om te gaan hoor en te gaan kyk en gaan sê, wat is God se prentjie van hoe lyk aanbidding? Wat is God se prentjie van wanneer ons hier staan en ons sê, heilig, heilig, ouens, dis nie net woorde wat ek sê nie. Ek sê dit want ek is verwonderd oor hierdie groot en wonderlike God wat ek dien. Ek is verwonderd oor sy genade vir my. Ek is verwonderd oor sy liefde vir my. Ek is verwonderd dat hy my gaan red uit die hel uit die modder uit die put uit, en hy het my geplaas op 'n hoë plek. Ek is verwonder oor dit. Ek is verwonder dat hy aanhou en aanhou en aanhou om elke dag sy genade nuut vir my te openbaar.
Ek is verwonderd dat sy goedheid nie afhang van my goedheid nie. Halleluja. Ek is verwonderd dat hy my liefhet vir wie en vir wat ek is. Ek is verwonderd dat hy my liefhet nie ten spyte van wie ek is nie, maar juis omdat ek is soos wat ek is. Swak, stikkend, sukkel, met gebreke. In daai kondisie het hy my so lief gehad dat hy sy seun toe vir my gestuur het. Hoeveel te meer sal hy nie nou vir my meer lief is, nou dat ek sy kind is nie. Halleluja. Dit verstom my, dit verbaas my. Halleluja. Dis hoekom ek sê heilig, 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 want ek is verwonderd oor sy grootheid. Ek is verwonderd oor sy goedheid. Ek is verwonderd wanneer ek hoor mense bel my en sê, Dion, wil jy nie gou by ons 'n draai kom maak nie? Ek het iets om vir jou te vertel. En ek kom daan en ek ken hulle storie en ek sien hoe stikkend hulle was. Ek sien hoe de mekaar hulle was. Ek weet hoe verlore hulle was. Ek weet hoe hulle situasie oorweldigend was. Maar hulle het vasgebyt. Hulle het aan hom vasgekleef. Hulle was gehoorsaam aan sy woord. En nou kom getuigene van hoe God vir hulle deurgekom het. Wat se wonderwerke plaasgevind het. Besighede word geseën. Siekes word gesond gemaak. Ek sien hoe dat vasgevangenes vrylating kry. Ouens, ek is verwonderd. Halleluja! Ek is verwonderd oor hierdie groot God. Dis hoekom my heilig is nie net iets wat ek geleer het in 'n gesangeboek nie. Dis nie net iets wat ek gehoor het wat mense gebruik nie. Ek beleef hom, ek beleef sy goedheid. Ek beleef sy genade. Hoe kan ek stil bly? Vertel my. Hoe kan ek stil bly? Hoe kan ek stil staan oor hierdie groot God? Voel ek vanoggend net soos daai engele sê, Here. Hy is heilig. Hy is heilig. Hy is heilig, Here. En soos wat ek dit aanhou sing, Here, bring ek die koninkryk af aarde toe, Here. En soos wat ek hier onder sing, Here, begin die hele aarde gevul word met die heerlikheid van die Here. Die hele aarde word vol van sy heerlikheid. Halleluja. As 'n gedeelte, ek moes vanoggend moet ek oor dit praat en ek weet nie of ek daarby gaan uitkom, maar dit het te doen met ons dopelinge. Maar daar's 'n gedeelte in miskien moet julle gou saam so toe blaai. Ek wil net dit gou aanhaal. Dis 2 Korintiërs 5. Ek hoop hierdie vertaling gaan dit so mooi sê. Want terwyl ek met jou so praat, hoor ek op baie ouens sê, "Dion, maar dis nie my persoonlikheid nie. Jy weet, ek is dalk nou nie so vurig nie. Ek is nou, weet ek is maar 'n ou ingetrekte ou mensie. Jy weet, ek is nou nie so ekstrovert nie. As jy my ken, sal jy weet ek is verskriklik introvert. 2 Korintiërs 5. Hier van vers 12 af, hy sê, want ons beveel ons nie meer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Hoor wat sê vers 13. Want as ons uitsinnig is dit tot eer van God. Net daai woordjie. As ons uitsinnig is dit tot eer van God. Wat beteken daai woord uitsinnig? Wie te Engelse vertaling? Kry ek gooi hom gou vir ons? Just say in my mic. Crazy. Read that whole verse 17. That one. If it seems we are crazy, it is to bring glory to God. And if we are in our right mind, it is for your benefit. If it seems that we are crazy, it is for God's glory. Ouens, ons almal het maar op die spektrum van malligheid in ons koppe in elk geval. Amen. Almal van net jou oomblik waar jy so 'n bietjie jou kop verloor. Nee? Al is jy een van daai ordentlike mense wat 'n fit in die kamer gaan gooi, jy sal dit nie. Hoor da? Halleluja. Halleluja. Vir die van julle wat wonder, wat onseker is, hier sê die grootste apostel.
Hy sê, as ek uitsinnig is, as ek mallerig voorkom, dan is dit om van God eer en lof te bring. Want vir hierdie wêreld gaan dit nie sin maak nie. Because they haven't seen what I have seen. Hallelujah. They haven't seen the glory and the greatness of God. Hulle het nie dit gesien nie, dis hoekom hulle dit nie kan verstaan nie. Maar ek het sy goedheid gesmaak, ek het sy goedheid geproe. Hy boeta wat op hy stoel gespring het. Ouens, 'n jaar terug, toe hulle so diep in die wêreld, toe hulle so verlore, sy die mense nie geken het nie. Nou het God en Elmarie se lewe so omgedraai, hulle is glad nie meer dieselfde nie. Is ek reg? Hoor dan wat sê hy 'n stukkie verder. Ek gaan nie daai 13 weer lees, want as ons uitsinnig is dit tot eer van God. En as ons by ons verstand is dit vir julle ontwil. So al wanneer ek eintlik ordentlik is dit maar net om julle in ag te neem. Dis net dat julle nie heeltemal dink ek is van my kop af. Sodat julle kan verstaan wat 'n mens verduidelik en julle kan verstaan wat aangaan. Hoor wat sê die volgende gedeelte. Hy sê, want die liefde van Christus dring ons. Dis 'n verskriklike mooi woord. Daai dring, ek sien 'n beeld van iemand wat 'n handdoek vat wat nat is en hy draai om die water uit te kry. Dis wat dit is om te dring. Hy sê my liefde, die liefde wat ek het vir hom, vir my verlosser, vir my Messias, die een wat sy lewe vir my neergelê het. Hy sê my liefde vir hom dryf vir my. Dit dring my om hierdie evangelie te gaan verkondig. I'm not doing it because I'm compelled. I'm doing it because I cannot help myself. Hallelujah. Man, dink net 'n bietjie aan jouself. Hoe praat jy oor iets wat jy like? Ons praat ons in ons Afrikaanse spreektaal. Hoe praat ons mos so, nee? Oh, ek lief daai koffieshop. Nee? Ek love my Land Cruiser. Ons praat mos, ons is mos lief vir goeders. En daai liefde wat jy vir daai spesifieke ding het, ouens, dit dryf jou om aandag aan hom te gee, moeite aan hom te gee, jou geld op hom te spandeer, om oor hom te dink en oor hom te praat. Jy kom gou agter wat vir iemand belangrik is in hulle lewens. 10 minute saam met iemand en ek kan vir jou sê waar sy skatte is. Want dit borrel by sy mond uit. Die Bybel sê vir die hart van vol is op die mond van oor. En dis hierdie ding wat Paulus sê, dis daai liefde vir Christus wat my dryf. Wat dryf jou? Wat dryf jou? As ons hier by mekaar kom en ons kom maak sy naam groot, my boetie is wat dryf jou? Wat dryf jou om anders te wil leef? Wat dryf jou om nie in hierdie wêreld wat ons in leef meer gekamouflage te wees nie? Wat maak dat jy nie meer soos die wêreld wil lyk nie? Wat maak dat jy nie meer ingesmeld wil wees met hulle nie? Dit kan net jou liefde vir Christus wees. Dis al. Dis net omdat ek hom lief het dat ek nie meer daai camo baadjie aantrek nie. Dis omdat ek nou hierdie kant met hom bekleed is. Dis omdat ek aangetrek is met Christus. Dis omdat ek vir hom lief is. Skus, kan ons gaan? Dis nou by wat? Vers 14. Hy sê 15, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, dis nou Christus. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf en opgewek is. As hy vir jou gesterf het, en jy daai prys aangeneem, hy sê dan ek en jy nou eintlik vir onsself ook gesterf. So nou lewe ek en jy nie meer vir onsself nie. Sien jy dit dan? Sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. Who are you living for? Vir wie leef ek en jy? Wat bepaal hoe jy dink? Wat bepaal waar jy loop? Wat bepaal wat by jou mond uitkom? Wat bepaal jou toekomsdrome? Hierdie jongman wat hier voorsit, skus, Aldrich. Hierdie ou is op 'n ongelooflike plek in sy lewe waar sy die wêreld vir hom oop lê. Hy's 'n professionele golfspeler. Hoe oud is hy nou?
21 jaar oud. Wanneer ek met mense soos hierdie te doen kry, dan wonder ek, wat is dit wat maak, dat hy gaan doen wat hy gaan doen? Gaan hy golf speel net omdat hy die fame en die glory en dalk die finansiële voorspoed wat saam met dit kom, jaag hy dit na? Or is there a different meaning in his life? Is there a different reason why he's taken this path? Hoekom het God hom op hierdie pad gesit? Hoekom het God hom daai talente gegee? Hoekom het hy vermoë gegee om op die wêreldstage te shine? Just for yourself? It's for his kingdom. This life that he now lives, he lives for Christ. Vir wie lewe jy? Vir wat lewe jy? The next verse. Vers 16, ons ken dus nou niemand meer na die vlees nie. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Halleluja! As jy in Christus is, as jy Jesus Christus aangeneem het, as jy vir hom lewe wat vir jou gesterf het, dan sê die Bybel het alles binne in jou lewe nuut geword. Sê so 'n bietjie alles. Ouens, wat beteken alles? Alles. Dit beteken die manier hoe jy dink. Dit beteken wat jou persoonlikheid is. Dit beteken wat jou preferences is. Alles. Anders sou hy gesê het, net die belangrike goed. Maar hy sê, alles het nuut geword. En dis hoekom ek daai verskoning dra nie water, wanneer ek sê, maar weet jy, ek is maar 'n stille, rustige ou nie. Want as jy eers van hierdie water gedrink het, as jy eers van hierdie nuwe wyn ingekry het, ouens, is dit onmoontlik vir jou. Jy kan nie meer dieselfde wees as wat jy was nie. Halleluja. Jou lewe word omgekeer. Hulle het hierdie apostels, het hulle vir hulle gesê, julle is van julle kop af, julle is besig om die wêreld om te keer op sy kop. Hoekom? Want hulle liefde vir Christus het hulle gedryf. En dis wanneer ons in hierdie setting is, wanneer ons so as sy liggaam by mekaar kom, ouens. Wanneer ons hier so is om sy naam groot te maak. You cannot just stand still. Jy kan nie net met jou handjies in jou sak staan. Ek gaan dalk ietsie sê wat ek hoop jou dalk gaan aanstoot gee. Ek het julle so 'n paar weke terug gesê, my pa het van eendag gesê, Dion, asseblief, moenie so baie om verskoning vra nie. Sê ek is reg? So, toe sê ek nog al daai Sondag, if I have not offended you, wait, your time will come. So, miskien is dit jou beurt vanoggend. Ek bevraagteken jou redding. Ek bevraagteken of jy werklik gered is. As jy in so 'n setting, wanneer die kinders van die Here by mekaar kom, wanneer jy staan, en jy kan nie heilig. Jy kan nie dit wat daar bo gebeur aarde toe bring nie. Dit sê vir my, you have not tasted this new wine. Dit sê vir my, jouself is vir jou nog te belangrik. Want, moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Nee, moet tog net nie vir my sê nie. Man, dis nie my persoonlikheid nie. Jy's reg, you're supposed to have the personality of Christ. Because he's living on the inside. You're supposed to have the fruit of the Spirit. You're supposed to be clothed with this new man. Hierdie Christus, hierdie Jesus, is veronderstel gewees om jou te moes rap toe, sodat jy niks van Dion van Sail meer kan sien nie. Al wat jy moet kan sien, is Jesus Christus. Al wat jy moet kan sien, is sy salwing. Al wat jy moet kan sien, is sy heerlikheid as jy na my kyk. That's what it's supposed to be. Hoekom? Want ek is binne in hom. As ek in hom is, dan beteken dit ek is met hom toegemaak. So, tyd. Holy, holy, holy. Because I've seen it, I've tasted it, I've experienced it.
hierdie heiligheid, hierdie heerlikheid van die Here. My broer en suster, ek weet nie hoe het jy hier geland vanoggend, ek weet nie hoe het jy hier aangekom nie, ek weet nie wie het jou genooi nie, ek weet nie wat het jou laat besluit om in te draai by hierdie adres nie, ek weet nie wat het vir jou gesê, hoorie, kom ons gaan vanoggend net 'n draai daar maak nie, but I can tell you one thing, He's got an appointment with you. Hierdie groot God, hierdie heilige God, is besig om jou te trek, hy is besig om jou te roep, hy is besig om jou hart te prikkel, hy is besig om jou nuuskierig te maak, hy is besig om vir jou te sê, my seun en my dogter, ek soek jou terug by my, ek soek jou terug by my. Hoor wat sê Paulus, dis hulle boodskap, dis hulle boodskap. Hy sê, dit alles is uit God, want ons is met hom self versoen deur Jesus Christus, en ons bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie aan hulle meer toe te reken nie en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dus dan nou as gesandte van Christus wil, asof God selfs deur ons julle vermaan en tot julle bid om Christus wil, laat julle met God versoen. Hy sê dis wat die Here deur my doen. Deur die apostels, deur my Paul, ons aanhouers. Hy sê God gebruik ons as een van sy gesande om vir jou te sê, hoor God se roepstem vanoggend. Hy soek jou terug by hom. My kind, hy roep jou uit die varkhok uit. Daar waar jy sit en dink God het van jou vergeet, daar waar jy voel het om teleurgestel, daar waar jy dink, hoe kan die Here my ooit weer vergewe? Hoe kan hy my ooit sy seun noem? Moet jy hoor vanoggend, hy sit op die stoep en hy roep jou en hy sê vir jou, kom terug huis toe. Halleluja. Versoen. Versoen. He wants to kiss and make up. En dis hoekom jy volgende die geland het is, hy het 'n afspraak met jou. Hy wil nie jou misdade, hy wil nie jou oortredings meer teen jou hou nie. Hy wil jou vrymaak, hy wil jou losmaak. Hy wil jou vrykoop van die las van die sonde, van jou gewete wat jou opeet, van daai spyt, van daai teleurstelling, van jou verslawings. Hy wil versoening bring. Kom terug na my toe. Hoor hom volgende, hoor hy met jou praat in jou hart. Hy sê, kom terug na my toe. Nie na kerkdenominasie toe nie, na my toe. Jou hemelse Vader. Hy staan en wag vir jou soos wat daai verlore seun sy pa op die stoep gesit het. Week in, week uit. Maand in, maand uit. Sit die pa op die stoep en hy wag vir hy seun om sy opwagting te maak. Hy wag vir hy seun om te sien hoe hy in die pad afgeloop kom. Met sy stikkende vrot, vark besmette liggaam, met die pele wat dalk nog vassit. En hy pa gesit en wag vir hy laaitjie om huis toe te kom. En toe hy seun so in die straat of so in die stofpad opgeloop kom, hoor jy nie 'n pa skree en sê vir hom, hey, wag. Kom ons praat net eers gou 'n bietjie oor hierdie foutjies van jou nie. Kom ons praat net eers gou, where did you spend all your inheritance money? What did you do with it? Where did you waste it? On what did you waste it? Kom laat ek eers vir jou 'n preek gou gee, dat jy moet verstaan, as jy wil terugkom onder my dak. Jy sien nie dit nie. Jy sien 'n pa wat staan en toe daai seun so aangehardloop kom of aangeloop kom met sy skaam. Julle weet mos hoe lyk dit wanneer jy as jy by die huis kom en jou honde het iets verkeerd gedoen. Het jy al gesien hoe lyk dit as jy daar by die deur inkom, nê? Daai houding. Jy sien hy laat hy kom in dieselfde houding kom hy na sy pa toe aangestap. Want hy weet hoe hy droog gemaak. Hy weet wat het hy verbeur. Hy weet hy verdien nie sy pa se genade nie because I've messed up. En jy sien hy pa staan op en hy hardloop na daai laaitjie toe. En hy sê kom hier my seun. En die Bybel sê hy druk hom en hy soen hom.
Hy sê vir hom, ek is bly jy het huis toe gekom. Jy's nou waar jy hoort, terug by jou pa. Hy sê vir sy slawe, hey, bring vir my daai kleed, my laaitjie se kleed, en hy trek vir hom 'n mooi kleed aan. Hy sê vir hom, bring vir hom ordentlike skoene vir sy voete. Hy sê daai os wat julle nie verstaan het, hoekom ek hom daar op die kraal een kant gehou het nie. Daai wat julle my elke jaar gevra het, maar hoekom staan daai ding een kant? Dis vir hierdie tyd gewees. Daai vetgemaakte bees was vir hierdie geleentheid gewees. En dis wat jy moet hoor vanoggend, jou pa roep jou terug. Hy sê kom uit hierdie onheilige wêreld uit, kom uit hierdie onheilige leefstyl uit, kom terug na my toe. That's why you've landed here this morning. Dis hoekom jy hier is. Heilig, Here. Jesus. Ons is baie duidelik dat die Heilige Gees vanoggend met mense werk. Die woord sê dis die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde, van oordeel en van geregtigheid. En moenie vanoggend hier sit en die ding uitredeneer en probeer om te regverdig oor hoekom dit dalk nie met jou is wat die Here mee praat. Omdat ons so maklik in die striktrap van godsdiens wat sê, maar weet jy, ek is 'n goeie mens. Ek gaan kerk toe. Daar's 'n rede hoekom die Here hierdie hele diens so sal lei in hierdie rigting. Want binne in jou hart hoor jy die Heilige Gees praat volgens met jou en hy oortuig en hy sê vir jou, my seun, my dogter, jy het my redding nodig. Jy het my redding nodig. Almal het gesondig, almal van ons het gesondig en dit ontbreek ons in die heerlikheid van God. Jou sonde wat jy toelaat, wat jy entertain, wat jy mee speel in jou lewe, bring tussen jou en God 'n skeiding. En dis hoekom hy nodig het om jou te heilig. Without holiness, you cannot get into the kingdom of God. Jy kan nie in sy teenwoordigheid kom nie. And your sin is bringing a separation. Ja, omdat die sonde wat ek doen is nie so groot en so verkeerd nie. It's sin. He's a righteous God. Sin is sin. And he wants to save you from an eternity in hell, separated from him. Paulus sê die Here het vir haar gesig gewys dat hy's 'n man wat van gisteraand af spook en stoei in sy kop, of moet hy kerk toe kom of nie. Want wat gaan verander? Wat gaan anders wees as ek nou hier aankom? Wat gaan nou anders wees? En dan hoor jy die Here sê vanoggend, hier is jou dag. Hy ken jou hart. Hy sê ek weet waarmee jy worstel en waarmee jy sukkel. Hy praat met jou vanoggend. So ek wil vanoggend net gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Ek wil dit nie uitrek nie. Maar ek wil jou vanoggend, as hier is jou oggend, dis die aangename jaar van die Here. Moenie hierdie besluit, moenie hierdie geleentheid mis vandag, om te hoor hoe dat God jou roep en vir jou sê, kom my seun, ek roep jou in my koninkryk in. Moenie jou hart verhard vandag nie, luister na die Heilige Gees, daar waar jy sit. Ouens het 30 jaar terug met my gebeur. Ek het in 'n groep jong mense, dit is in 'n klomp groep jong mense gewees, en toe hulle met my praat, hierdie gesprek hê, wat die toestand van my hart en van my lewe in is, en ek weet eintlik ek is op pad hel toe, het ek gevoel hoe brand my siet, ek het gevoel, ouens het gevoel asof iemand 'n koolvuur hier onder my in die brand steek, ek kon nie meer sit nie, maar ek was te skaam, ek het gewonder wat gaan my pelle van my sê, want ek was 'n bietjie van 'n macho mannetjie, en ek het so 'n bietjie van 'n reputasie gehad, en wat gaan hulle van my dink? Maar iets het my gegryp, en ek kon nie help, en ek het opgespring en gesê, Here Jesus, red my. Save me, Lord, save me. En dis al wat ek vanoggend vir jou wil vra. As jy vanoggend hoor hoe dat die Here jou roep, as jy vanoggend hoor hoe die Here met jou praat, en hy sê vir jou, my seun, kom na my toe. Julle wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Dan wil ek daai ouens vanoggend 'n kans gee en sê, Here, hier's ek. Geen nie om wat mense dink, wat mense sê nie. Here, hier's ek. Please save me. As dit manne en vroue is, as dit gesinne is, this is the opportune time. Hierdie heilige God roep jou vanoggend na hom toe. Hy wil met jou gemeenskap hê, hy wil versoening bewerk.
So ek gaan tot by 3 tel, ek gaan dit nie uittrek nie. Ek gaan tot by 3 tel en as die Here met jou praat en jy sê Here, dis ek moet gered word. Dan wil ek jy moet uitkom, ons gaan vinnig vir jou bid. Dit vinnig. Soos die Here met jou praat. 1 2 Dankie Here Jesus. 3